Kijk maats, dit is so lekker om julle ook te kan sien weer vanoggend. Ek is seker julle sit daar lekker warm onder julle kombersies voor die televisie of in die sitkamer daar by mamma hulle. Ons gaan vanoggend gou 'n bietjie praat oor die Heilige Gees wat ons beheer, soos wat Quintus nou gesê het. Nou, ons het die verlede week, die hele week lank ons rugsakkie gepak. Onthou julle nou weer, ons het gesê geesgoeders in ons rugsak. Nou, ons het gesê ons dra ons rugsakkie saam met ons, want al hierdie goed wat die Heilige Gees vir ons gee, is altyd by ons. Maar maats, toe ek nou hierdie week 'n bietjie hoor wat Quintus sê en 'n bietjie gaan dink daaroor, toe dink ek, eintlik is dit nie ons wat die Heilige Gees met ons saamdra nie, maar dis eintlik die Heilige Gees wat vir ons saamdra. En toe ek nou so 'n bietjie verder gaan dink, toe dink ek, wag, ek kan vir Wessel vra om my te help om vir julle hierdie ding te verduidelik. So, sê nou maar net, ek is soos die Heilige Gees en sê nou maar net Wessel is soos ek en jy. Dan sal dit omtrent so lyk. Op die oomblik dra Wessel vir my saam. So hy dra die Heilige Gees met ons saam, maar Wessel besluit self waartoe om te gaan. En selfs al sê die Heilige Gees vir hom waartoe om te gaan, kan hy nog steeds besluit nee, wat hy wil eerder in sy eie rigting stap. As dit andersom gebeur, maats, as ons op die Heilige Gees se rug ry, dan beteken dit die Heilige Gees sê waartoe ons gaan. En selfs al wil jy in 'n ander rigting gaan, sal die Gees vir jou sê, dis nie 'n goeie plan nie, en hy sal jou help om die regte ding te doen. So maats, ons moet so naby aan die Heilige Gees wees en so vol van die Heilige Gees wees, dat dit amper is asof ons op die Heilige Gees se rug sit en net gaan waar hy sê ons moet gaan. Vir ons kraaf vanoggend gaan ons 2 toiletrolletjies gebruik. Ek het vir mamma hulle die bladsy gestuur wat verduidelik hoe ons dit maak, maar dit is baie eenvoudig. Jy gaan so 'n toiletrolletjie gebruik. En jy maak vir jou 'n mannetjie met die toiletrolletjie. My mannetjie het voetjies hieronder en hy het armpies en hy het lekker grys hare want ek het grys wol hier in my huis gekry en ek het vir hom 'n gestukkie geteken. Maar maats, kyk 'n bietjie wat gebeur met hierdie mannetjie. Hierdie mannetjie het binne in hom die Heilige Gees. Kan julle sien, ek trek daarso sy voete uit. En as ek die Heilige Gees uittrek, dan is die Heilige Gees se voete onder hierdie mannetjie. Wat beteken hierdie mannetjie kan net gaan waar die Heilige Gees loop. Nog iets wat ek gesien het van die mannetjie, is sodra hy die Heilige Gees toelaat om onder hom te wees, dan word hy langer en dit beteken nie hy is beter as ander mense nie, maar dit beteken hy kan beter sien waar het mense hulp nodig en wat wil God hê moet hy doen. So jy kan vandag vir jou so 'n geesvervulde mannetjie maak. Ek het hieronder geskryf Galasiërs 5 vers 25, dis ook die teks wat Quintus gaan lees, net nou, so julle kan dit sommer hieronder op die toiletrolletjie skryf, waar die Heilige Gees se deel is, en dan stuur jy vir my 'n foto van jou mannetjie, maats. Dis so lekker om te sien dat julle saam met my opgewonde is oor die goed wat ons by God leer. Ek gaan nou weer vir Quintus teruggee, dat hy verder vir die mammas en pappas verduidelik. Totsiens maats, sien julle weer.